Thank you.
Hosanna in die hoogste. Ons Hosanna, want die koning het gekom. Hy is hier vir ons. Ons Hosanna, want God het ingetree. Ons Hosanna, uit die
I am found
Facebook en jy boer op sosiale media. Dis my tyd verdryf op sosiale media. Ek boer daarop. Dan het jy nou al gesien, die laaste paar weke, hoe gons dit van alles. En as kyk, net in die laaste 2-3 dae, is sosiale media gevlad absoluut met die gerugte oor die wegraap. En laas week het ons 'n bietjie gepraat oor die wegraping, oor wat die wegraping is. Ons gepraat oor dat die wegraping is net vir die kerk bedoel. Dit is vir niemand anders bedoel, dit is nie vir die Jode bedoel, dit is nie vir die heidene nie, dit is vir die kerk alleenlik. En dat die wegraping was versteek in die Ou Testament, daar was nie eens gepraat daarvan nie. Dit is 'n geheimenis gewees, wat eers geopenbaar is in die Nuwe Testament. Dat die Here dit eers bekend gemaak dan. Ons het gesien dat die woord het laasweek gesê dat die wegraping is onvoorspelbaar. Niemand kan dit voorspel. Niemand kan 'n tyd daarby koppel. Maar ons het ook gesien dat die wederkoms is heeltemal apart van die wegraping. Die wederkoms praat van wanneer Jesus fisies terugkom aarde toe. Wanneer hy sy voete weer op die aarde gaan neersit. Die wegraping sit hy sy voete op die aarde nie. Ons ontmoet hom in die hemel. Ons ontmoet met die wolke. Die wederkoms sit hy sy voete weer terug op aarde. En dan kom die kerk weer terug, saam met Jesus, en ons kom en regeer saam met hom. En vir die wederkoms word tekens baie duidelik gegee, maar daar is nie tekens vir die wegraping nie. Daar is tekens om te sê dat die tye is nader, ons leef in die eindtyd, maar daar is nie 'n teken wat vir jou sê dat die Here gaan môre kom nie. En in die laaste paar weke, toe die sosiale media posts regtig begin ontplof, oor die wederkoms, oor wegraping. En al spesifieke datums gekoppel daaraan, hulle koppel die 23ste, 24ste aan, wanneer die fees van trompette is. Dit is 'n Joodse fees. Dat is met die kerk te doen. En dan is daar pastore, wat dit gaan koppel aan die sterre. Maar nou sê hulle dat Virgo en Leo, wat nou sterretekens is, lê, wanneer die fees van trompette is, lê hulle nou teen mekaar. En dan gaan die wegraping gebeur. Jesus koppel nie tekens van sterre aan die wegraping of aan die wederkoms is nie. Hy gebruik nie eens sterretekens nie. Die sterretekens is heidense afgode. Hoekom gaan Jesus heidense afgode gebruik? Daar was al beweringe gesê dat Matteus 24, wanneer Jesus sê dat niemand weet van die dag of uur nie, is 'n Joodse idioom. En dat hierdie Joodse idioom sê eintlik presies wanneer die Here kom. En toe kom ek op 'n ding af, wat iemand gaan sê, en hy gaan navorsing doen. En hy verduidelik hierdie hele ding, hy sê, in die begin, wanneer die Bybel eers geskryf is, in die vroeë kerkvaders, en in die Joodse gelowiges, was daar nooit gepraat van hierdie idioom. Hierdie idioom in die laaste 100 jaar is sy kop uitgesteek. En nou ewe skielik word dit gebruik. En as jy gaan kyk na alle sosiale media posts, en praat hulle van September 9 letters, en Levitikus 23, 24, en hy praat van die fees van trompette. Ek kyk gisterand 'n video wat Jonathan Cahn opgepost het. Dus Jonathan Cahn is 'n Jood wat op bekering gekom het. So hy gee lering spesifiek oor die Joodse kultuur, oor wat gaan aan, maar hy koppel ook oor wat besig is gebeur met in Israel. En hy verduidelik hierdie ding, dat Jesus het gesê, niemand sal weet die dag of die uur nie.
Hy gebruik die voorbeelde van dat wanneer ons gaan leer oor wat in die verdrukkingstydperk gebeur, in die helfte van die verdrukking word die tempel weer afgebreek. The desolation of desecration of the tempel gebeur in die helfte van die verdrukking. Dit kan eers gebeur wanneer die tempel gebou is en nog eers begin om die tempel te bou. So hoe wil hulle koppel dat die 23ste en 24ste die wegraap? Een wêreldorde moet gebeur voordat die anti-kris onthul kan word. Ons is nog nie daar nie. Ons is nog nie by een wêreldorde nie. Hy sê dit so mooi, hy sê, Rome is nie in 'n dag gebou nie. Dit gebeur nie oornag nie. Sien, om te gaan en maak soos wat die pastoor en predikers maak en nou sê hulle, ja maar, weet, Jesus het nou hoeveel mense verskyn in hulle drome. Want Jesus kan aan my verskyn in my drome ook. Jesus kan in jou verskyn ook in jou drome. Maar nou sê hulle, Jesus het soveel mense verskyn en vir almal die datum gegee. Terwyl die woord sê dat niemand weet die dag of die uur nie. Die woord sê dat God kan nie jok nie. En as jy wil 'n datum gaan koppel aan die wegraping, wil jy vir my sê dat God jok. Dat jy weet meer as wat Jesus weet. Want Jesus weet nie eens die dag nie. En my Jesus jok nie. As hy gesê het in die woord, dat hy self weet nie eens die uur nie. En wat maak jou so spesiaal, om te dink jy gaan weet? Sien, wanneer kom by die wegraping, is daar twee houdings wat mense inneem. Mense dink of, wat raak dit my? Hoekom moet ek geworried wees daaroor? Hoekom moet ek gepla wees met die wegraping? Niemand weet wanneer gaan dit gebeur. So, hoe gaan ek my kop breek daaroor? Of jy kry hierdie houding van, ek gee net nie om nie. En as jy gaan kyk wat in die wêreld gebeur, is dit presies die twee houdings wat mense inneem. Een helfte sê, ek gee nie om nie, en die ander helfte sê, hoekom moet ek my kop breek daaroor, want niemand weet wanneer Jesus kom nie. En die probleem is dat hulle begin het, deurdat hierdie predikers en pastore gaan staan en 'n datum opsit het. Kom net die 23ste, 24ste, die 25ste. Nou sit mense hulle hoop op die Here, want die Here kom daardie dag wat hierdie mense dit gesê. En mense sit al hulle geloof daarin. En wat gebeur die 25ste? Wat gebeur die 26ste? Net so verloor mense hulle geloof. Want dit het nou nie gebeur nie. Net so kry die kerk weer skuld en die kerk kry weer seer. En mense wil wegbly van die kerk af. Want die kerk het weer gejok. Maar dit was nie die kerk nie. Dit is mense wat opstaan met valse waarhede. Mense wat vir 80% die waarheid vertel en 20% leuen vertel. Sien, die Bybel sê dat ons moet 'n verwagting hê vir wanneer die Here kom. En van die skrif dat ons laasweek gedoen, en ek gaan dit herhaal, want die Here maak dit so duidelik, en hy wil hê ons moet klem lê daarop. Hebreërs 9 vers 28. So sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is, om die seundes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Jesus gaan terugkom vir hulle wat hom verwag. Vir hulle wat wil hê hy moet kom. 2 Korintiërs 15. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid meer. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. En hier kom die probleem met die skrif op, want nou kom mense en hulle sê, dit is die laaste basyn wat blaas
met Rosh Hashanah, met die fees van trompette. En nou kom sit hulle wiskunde by mekaar en hulle sê dat as jy nou gaan kyk na die wiskunde, kyk na die kalenders, gaan hierdie, soos wat hulle op die oomblik by mekaar val met die sonsverduisterings en al die tekens, gaan dit nie weer gebeur in ons leeftyd. Die fees van trompette val op die Joodse kalender. Met ene woorde, dit gebeur elke jaar. Net soos hulle dag van versoening elke jaar gebeur. Die Joodse nuwe jaar elke jaar gebeur. Die tekens wat buite gebeur is 'n ander storie. Dit het niks met die wegraping gebeur nie. Dit het te doen met God se wederkoms. Maar sy wederkoms kan nie gebeur terwyl ons by die kerk is nog nie so is. 1 Tessalonisense 4 vers 16, want die Here self sal neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die klank van die basuin, en die wat aan Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Sien, ons veronderstel om 'n hoop te hê tot die wederkoms, 'n hoop tot die wegraping van. Jou hoop is nie opsioneel nie. Jy het nie 'n keuse of jy wil hoop hê of nie. Jy is veronderstel om dit te hê. Daai hoop is die kern van jou geloof. Die ding waarin jy vashou, dat Jesus kom weer terug. Sien, as ons nie met 'n verwagting lewe vir die wegraping van God nie, as ons nie met 'n verwagting lewe, dat Jesus kom die kerk weer haal nie, lewe ons onvoorbereid. Jy lewe sorgeloos. Jou verwagting wat jy het vir die wegraping, die verwagting wat jy het dat Jesus kom haal jou een of ander tyd weer, beïnvloed jou hele lewe. Amen. Dit beïnvloed jou leefstyl. Jy is veronderstel om heilig te lewe, om gereed te wil lewe. 2 Petrus 3 sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in julle heilige wandel in God se vrug nie. Terwyl allerlei goeders daar buite kwyt raak, en terwyl die wêreld wil mal raak, hoe is jou lewe nie veronderstel om 'n heilige lewe te wees nie? 'n lewe wat vrug dra vir die Here. Dit beïnvloed jou diensbaarheid. Ons is veronderstel om getrou en ywerig vir die Here te wil werk. Getrou en ywerig in sy koninkryk te wil werk. Dit beïnvloed jou besluite en die gesprekke wat jy wil hê. Dit wat jy sê, dit wat jy doen, is veronderstel om in lyn met God se wil te wees. Nie in lyn met wat die wêreld daar buite sê nie. Nie in lyn met wat mense sê op Facebook en TikTok en YouTube nie. Dit is veronderstel om in lyn te wees met wat God sê, met wat die woord sê. Dit beïnvloed 'n dringendheid binne in jou. Hoe nader die koms van die Here is, hoe meer moet daar 'n dringendheid in jou wees. Hoe meer is dit veronderstel om binne in jou te druk, dat jy die evangelie na buite toe wil vat. Dat jy wil ander mense van Jesus vertel. As jy in die winkel inloop, is dit veronderstel om binne in jou te druk, om te sê, ag Here, ek wil net vandag vir iemand. Wys net vir my iemand, wat 'n woord nodig het vandag. Sien, as jy in die mall loop, die Here weet presies wie kort 'n woord. Hy weet presies wie het 'n gebed vandag nodig. En ons het al vermoedig om te vir die Here te kan sê, Here, wys vir my vandag. Lê net iemand vandag op my hart. Sien, jou verwagting beïnvloed jou hoop. Ons is veronderstel om met vreugde uit te sien na die koms van die Here, nie met vrees nie. En as mense daar buite rondloop
met geweldige vrees binne hulle van die Here kom. Want die mense het gesê dat die 23ste, 24ste gaan dit gebeur. En hulle loop met die vrees rond van wat as dit gebeur. En dan kom hulle tot bekering onder vrees. Amen. As jy die Here in jou hart uitnooi en jy kom tot bekering onder vrees, omdat jy te bang is, jy word agtergelos. Het jy nie regtig tot bekering gekom. Want jy is gemanipuleer om dit te doen. En die oomblik wat iemand jou manipuleer om iets te doen, is daai gees van heksery besig om te werk. Manipulasie is 'n gees van heksery. Dit is niks anders as witchcraft. Ons is nie veronderstel om iemand te wil manipuleer om die Here aan te neem as sy saliger maak. Hy moet wil doen uit sy eie uit. Wanneer jy die Here aanneem, het jy dit gedoen omdat jy dit wou doen. Omdat jy 'n liefde vir die Here ontwikkel het. Omdat sy gees jou oortuig het. En nie iemand anders dit. En dieselfde wanneer ons iemand na die Here toe lei, wanneer ons die evangelie vir iemand oordra, al wat ons doen, ons vertel hulle hoe lief die Here hulle het. Ons vertel hulle wat die Here vir hulle gedoen het. Maar ons oortuig hulle nie. Dis God se gees in jou oor en hy begin hulle oortuig. Maar wanneer mense kom en goeders poste, jy raak bang vir wat voor lê. En jy neem die Here uit omdat jy bang is. Word jy begin manipuleer. Dis nie die gees van God. Die gees van God bring nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Hy maak dit baie duidelik in sy woord. Hy gee nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid nie. Hy gee nie vir ons 'n gees om bang te wil wees nie. Sien, jou verwagting wat jy het vir die koms van die Here gaan bepaal hoe toegewyd jy is teenoor God. Hoeveel tyd jy met die Here wil spandeer. Sien, die Here het 'n prys betaal vir elkeen van ons. 'n Baie duur prys. En in Johannes 3:16 sê, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. En as ek die Here lief het, dan wil ek tyd met hom spandeer. Ek wil stilte tyd hê. Ek wil worship, ek wil bid. Want dis hoe ek en Jesus praat met mekaar. Hoe meer toegewyd is ek aan die Here, hoe meer wil ek dit vir hom wys, hoe meer wil ek my liefde teenoor hom wys. Amen. En Jesus kom in die woord en hy gee baie duidelike waarskuwings teenoor wat die mense doen. 3 waarskuwings met die wegraping. In Matteus 24 sê hy, en net soos in die dae van Noag was, so sal dit wees ook die koms van die mens. Maar net soos was hulle in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink en getrou het, en in die huwelik uitgegee het tot op die dag, dat Noag die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het, en almal weggevoer het. So sal die koms van die mens wees. Jesus kom en hy gee waarskuwing en hy sê, moenie onverskillig lewe wees. Moenie hierdie blaasy houding inneem oor die wegraping. Hy sê, pas op. Mense het nie verstaan nie. In die tyd van Noag was hulle onverskillig gewees. Hulle het gelewe asof die Here nie sal kom nie. Hulle het gelewe asof die belofte wat die Here vir Noag gegee het, hom gesê, bou hierdie boot, want ek gaan die reën stuur. Hulle het gelewe asof dit nie gaan gebeur nie. En toe die boot se deur toeklap, toe besef hulle is te laat. Hier is 'n ding wat kom. Die Here sê ons moet veronderstel
opstel om onverskillig te wees nie. Hy gaan kom. Verder in Matteus 24 van vers 42 sê hy, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het, in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het, en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Amen. Hy kom en gee waarskuwing en sê, moenie sorgeloos wees nie. Moenie die carefree, happy-go-lucky houding inneem nie. Want jy weet nie wanneer hy kom nie. Pas op. Hy sê, as jy weet wanneer die dief kom, dan maak jy reg vir die dief. Laat hy nie by jou huis inbreek nie. Maar jy weet nie wanneer hy kom nie. So jy is veronderstel om altyd reg te wees. Amen. Ons kan nie lewe sonder om nie geestelik waaksaam te wees nie. Ons kan nie geestelik aan die slaap wil wees nie. Maar kon hy sê van vers 48 af sê hy, maar as daar die slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer kalm om te kom, en hy sy medediensknegte begin slaan, en saam met die dronkaard begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. Die Here gee derde waarskuwing, hy sê, moenie 'n gevoellose mens wees nie. Moenie dat dit alles oor jou gaan nie. Amen. Moenie dat jy selfgesentreerd wees nie. Jy sit nie in die wêreld moet rondom jou draai. Daar's mense daar buite wat nog nie Jesus ken nie. En dit is net so belangrik dat hulle by die Here uitkom as wat jou eie saligheid is. Maar met al die waarskuwings maak die Here dit baie duidelik en hy sê wees gereed. Amen. Wees reg. Maak nie saak of hy vandag kom nie, en of hy die 23ste, 24ste kom, en hy wil eers oor 5 jaar gaan kom. Die hele ding is wees reg. Wees gereed wanneer hy kom. En dan kom die Here, en hy vertel hierdie verhaal van die 10 maagde. En ons almal het dit al gelees, Matteus 25. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, soos 10 bruidjies, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 van hulle was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe geneem het, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom kalm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om hom te ontmoet. Toe staan al daar die maagde op en hulle maak gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewers na die verkopers toe en koop vir julleself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet nie, waarop die seun van die mens kom. Sien, al 10 hierdie bruidjies was reg gewees. Al 10 die bruide, al 10 die maagde het olie in hulle lampies gehad. Al 10 het gewag vir die Here. En al
al 10 het aan die slag gegaan. Al 10 het iets gebeur in hulle lewe dat hulle 'n bietjie agterloos geraak. Hulle was reg. En toe hulle die geroep hoor, al 10 het wakker geword. Maar net 5 van hulle het ekstra olie gehad. Amen. Net 5 van hulle was reg net in case hulle vlammetjie dalk sou doodgaan op hulle lampie. Net 5 van hulle het ekstra moeite gedoen. Die ander 5 moes hardloop daar na die winkel toe op die hoek om te gaan olie koop. En net toe hulle rug gedraai, is die bruidegom daar. En net soos in die dae van die Noag, was die deur agter hulle toegemaak. Amen. En die Here het hulle gesê, ek ken julle nie. Hoe hard gaan dit wees, wanneer die Here terugkom, en mense in die kerke sit, en die Here sê, ek ken julle nie, omdat hulle nie reg was nie. Kerk toe kom, gaan jou nie hemel toe vat nie. Amen. Dis 'n verhouding met die Here, wat die verskil gaan maak. Dis niks om te sê, gaan sit Sondag op Sondag in die kerk nie. Die grootste tragedie gaan gebeur, wanneer die wegraping gaan gebeur. Dan gaan jy sien wat in kerke gebeur. Watter mense het werklik 'n verhouding met die Here gehad, en wie het net kerk toe gekom op 'n Sondag onder 'n tradisie was. Sien, daardie olie wat die bruidjie saam gehad het, is 'n verhouding met die Here. Die olie wat jy moet hê in jou lamp, is jou verhouding met die Here. En jy kan nie iemand anders se olie gebruik nie. Jy kan nie iemand anders se olie wil gaan leed wees nie. As die bruidegom kom en die bassein blaas, is daar nie 'n tweede kans nie. Daar is nie 'n kans om gou gewinkel toe te hardloop en te sê, ek moet gou 'n bietjie olie gaan koop nie. Ek moet ewe skielik 'n verhouding met die Here bou nie. As die bassein blaas, is dit te laat. Amen. Die deur word agter jou toegemaak. En jy kan klop aan daai deur. Wanneer die wegraping gaan gebeur, hordes mense gaan na die kerke toe hardloop. En hulle sê, help, ek wil ook. Hoekom is ek agtergelaat? Dan sê die Here, maar ken jou nie. Ek het nooit 'n verhouding met my gehad nie. Amen. Die enigste manier hoe jy mekaar leer ken is met 'n verhouding. Dis die enigste wyse wat ons die Here leer ken. Sien, ons is veronderstel om olie van gereedheid te hê. Ek kan nie staat maak op iemand anders se olie nie. Jy kan nie staat maak op die pastoor, of die apostel, of die profeet, of die ouderling in die kerk, of die diaken se olie nie. Jy kan nie staat maak op jou familie se olie nie. Of jou kinders se olie nie. Jou olie is jou olie. Amen. Hoor nie iemand anders nie, jy kan hom ook uitleen nie. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie. Maak nie saak hoe baie jy bid vir jou kinders nie, of jy bid vir die mense op die hoek. Jy kan nie vir jou olie vir hulle gee nie. Hulle moet hulle eie olie kry. Hulle moet hulle eie verhouding met die Here bou. Amen. En die olie kos jou 'n prys. Olie is nie verniet nie. Ek kan nie winkel toe gaan en olie gaan haal vir my huis en ek verwag ek betaal nie daarvoor nie. Ek moet betaal vir daai olie. Olie kos jou tyd. Olie kos jou gebed, dit kos dissipline. Dit kos jou dat jy tyd vat en die Here gaan soek
daaroor sit en verwag die my verhouding met die Here gaan net van self gebeur nie. My oliekanne sal nie vol raak as ek nie tyd insit en woord studeer nie, as ek nie tyd insit en bid nie, as ek nie 'n verhouding het nie. Lukas 9 vers 23, en hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Amen. En hy moet sy kruis opneem en hy moet my volg. As jy agter die Here wil aangaan, gaan dit jou 'n prys kos. Kyk, dit kos dit jou vriende. Kyk, dit kos dit selfs dat jou familie jou afskryf. Dit kos 'n duur prys om die Here te dien. Maar dit is die beste besluit wat jy kan maak. Jou vriende en jou familie gaan jou nie in die hemel kry nie. Amen. Die enigste een wat jou in die hemel sal kry is die Here self. 2 Petrus 3 kom te sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Dat jy sonder vlek gevind mag word. Die enigste wy wat jy kan rondloop sonder 'n vlek, is om die Here te ken. Is om bedek te wees met bloed van Jesus. Dis die enigste manier wat ek kan rondloop daar buite, sonder dat ek 'n vlek op my het. Dit is net die wat rondloop met olie in die lampe. Dit is net die kinders van die Here wat reg is, wat se olie vol is, wat saam met die bruidegom gaan ingaan. Sien, maar hoe gaan ons voorberei? Hoe maak ons reg vir die wegramp? Hoe hou ek daai olie vol? Sien, ons net een vereiste vir jou om te kan jy mag toe gaan. En dit is jy moet wedergebore wees. Dis die enigste vereiste wat daar is. Maar daar is goed wat ons kan doen om ons olie vol te hou. Amen. Om te sorg dat my kannetjie vol is. En is om 'n intieme verhouding met die Skepper te hê. Om tyd te spandeer met hom. Om my liefde vir hom te wys. Deur tyd af te staan van my dag om Bybelstudie te doen, om gebed te doen. Om fellowship te hê met hom. Om lofprysing en aanbidding te doen. Dis seker die lekkerste tyd is. As ek in my kantoor sit en ek sit Spotify aan, en ek sit my worship musiek aan. Dit is my en die Here se tyd. Baie daarin, as ek sit te dink aan, kom en staan en my voet onder my eie asem. En heilig snot en trane. En ek het geen rede hoekom ek huil. Amen. Ek weet nie hoekom ek huil, maar ek huil. En dis die Here wat my maak, die Here was my, en die Here praat met my. Amen. Maar as ek nie verhouding met die Here het nie, hoe gaan ek dit ooit ervaar? Ons maak ons kannetjies vol deur jou houding te verander. Amen. Jy verander jou houding van hierdie, dit traak my nie, dit pla my nie, hierdie happy-go-lucky houding wat ons het oor, hoekom moet ek worry oor die wederkoms? Hoekom moet ek worry oor wegraap? En die Bybel sê tog niemand weet wat dit is nie. Maar jy verander jou houding na 'n verwagting toe. Ek verwag die Here dit doen. En ek verwag hom nie uit vrees nie, maar ek verwag hom met vreugde. Ons maak ons kannetjies vol deur die evangelie te deel. Amen. Aktief te wees in disippelskap. Ons is veronderstel om vissers van mense te wees, om disippels te wees, volgelinge van Jesus te wees. En dit kos dat ek gaan moet werk. Om aktief te wees in koninkrykswerk. Om te dien waar
ek kan nie vol deur getrou te wees in die Here. Getrou te wees in sy woord. Getrou te wees aan die wil van God. Aan dit wat hy vir my beplan het. Aan die roeping wat hy in my lewe het. Die roeping wat hy op jou lewe het. Maar hy maak jou kannetjie vol deur te volhard in geloof. Al maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Al maak nie saak hoeveel keer jy val nie. Of hoeveel keer die mense jou frustreer nie. Deur uit te hou en aan te hou. Amen. Met geloof. Sien, Jesus kom vir die wat reg is. Jesus kom terug en ons is verseker daarvan. Hy gaan terugkom. Amen. Sy woord sê hy sal terugkom. Ons is veronderstel om gereed te wees. Maak nie saak wat die dag is nie. Maak nie saak wat die uur is nie. Ons moet reg wees. Hy gaan onverwags kom. Jesus gaan nie vir ons 'n waarskuwing gee nie. Hy gaan nie vir ons tekens gee nie en hy gaan nie vir jou tyd gee nie. Die dief gaan nie vir jou tyd gee nie. Amen. Hoekom gaan Jesus vir ons 'n tyd gee? Jesus jok nie. Hy kan nie jok nie. En as hy sê in sy woord, niemand weet die tyd nie. Nie eers Jesus nie. Dan gaan niemand dit weet nie. Ons te verantwoordelikheid om reg te wees. Gereed te wees wanneer hy kom. Want dit gaan so gebeur. Onverwags. Wanneer jy dit die minste verwag. Amen. Dan blaas die bassyne. Ons het die verantwoordelikheid om ons lampies vol olie te hou. Om 'n verhouding met die Here te hê. Maar om met vreugde te lewe. Amen. Vir die verwagting van Jesus. Hoekom wil jy rondloop met 'n donker wolk wat boor jou kop? Waai, omdat iemand gesê die Here kom op daardie dag en nou is jy so bang daarvoor. Ek is nie bang vir wanneer die Here kom nie. Ek sien uit daarna. Amen. Ek sien uit daarna vir die dag wanneer die trompette blaas en ek Jesus ontmoet. Ek sien uit na die dag wanneer ek op goue strate gaan loop. Amen. Wanneer ek familie gaan weer sien wat my vooruit gegaan het. Ek sien uit na die dag wanneer ek voor my koning gaan staan en hy vir my sê, well done, Amen. my faithful servant. Jy het goed gedoen. Jy het die stryd gestry. Jy het die wedloop beëindig. Amen. Jy het die mylpaal bereik. Ek sien uit na dit. Maar tot en met die bassyne blaas, en tot en met daardie dag gebeur, sal ek hom altyd verwag. Jy gaan nie my moed breek om te sê, dat Jesus kom die 23ste en dan gaan dit nie gebeur nie. Weder dit gebeur of nie, sal ek nog steeds verwag. Amen. Want hy gaan kom vir my. En hy gaan op die regte tyd kom, wanneer die kerk reg is. Wanneer die kerk voltallig is, volgens sy getal. Nie volgens ons getal nie. Die vraag is, of jy gereed is, Amen. wanneer Jesus gaan kom. Of jy reg is, as daar die bassyn blaas. Of jy van die 5 maagde gaan wees, wat saam met hom ingaan. Of gaan jy van daai 5 wees, wat is met winkel toe hardloop, want jou oliekan was nie vol nie. En dit is eintlik 'n baie moeilike vraag om te vra vir iemand.
want dit maak seer. Om te weet, daar is mense daar buite, en mense wat in kerke sit, dat wanneer die basyn gaan blaas, hulle nie saam gaan gaan nie. Het is hartseer om te dink, dat daar is dalk van ons eie families. Amen. Dalk is daar van ons vriende wat ons ken, wat langs ons sit in die kerk. En as die basyn blaas, moet hulle dalk agterbly. Omdat hulle verhouding met die Here nie reg is. Amen. Omdat hulle hom nie verwag het nie. Die vraag staan, is jy gereed? As die basyn vanmiddag moet blaas, of is die basyn die 23ste moet blaas, of is die basyn is vir 5 jaar blaas dan, of vir 10 jaar blaas dan. Maar is jy gereed as die Here kom? Maak oog gesluit vanoggend. Hemelse Vader, vanoggend sit ons hier voor U. Here, weet 'n ernstige vraag gevra, of ons gereed gaan wees wanneer U kom. Of ons doodseker is dat ons is reg. Here, ons weet dat die enigste vereiste is dat ons harte vir U moet gee. Die enigste vereiste wat U het, is dat ons wedergebore sal wees. Gebore uit Christus uit. Gevul met die Heilige Gees. Here, en terwyl ons lees vanoggend, vra ek vanoggend, Here, dat as daar die ou kleinste klein stukkie twyfel binne in enige een van ons is, Here. Die ou kleinste bietjie twyfel, dat ek nie reg sal wees nie. Here, dat U ons harte sal oopmaak en U vir ons moet kies. En as jy vanoggend hier so sit en daardie ou ryskorreltjie van twyfel kom op by jou, dat jy nie reg is nie. Net ou ryskorreltjie van twyfel. Vraag net, vinnig steek jou hand op. Hemelse Vader, Here, ek dank U, Here, dat U getrou is. Here, ek dank U dat U die een is met ons werk. Here, dat U ons leer om ons lampies vol te maak. Here, dat ons 'n verhouding met U kan bou. Here, maar ek dank U vanoggend ook dat ons kan weet dat wanneer ons aan U behoort, wanneer ons harte vir U is, Here, wanneer ons ons lewens aan U oorgegee het, kan ons weet dat wanneer die basyne blaas, dat ons gaan saamgaan. Maak nie saak wat enige iemand sê. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Ek kan weet dat ek gaan saam, dat ek sal U ontmoet in die wolke. Here, ek dank U dat U ons lei. Here, dat U ons bekragtig, Here, dat U met ons die pad stap, terwyl ons 'n verhouding met U bou, terwyl ons in afwagting wag vir die basyne om te blaas. En tot en met daardie dag gebeur, Here. Here, terwyl die woord sê dat niemand weet van die dag of uur nie, Here. Tot en met dit gebeur, sal ons in vreugde wag op U, Here. Nie in vrees nie. Ons sal uitsien na U koms. Net om te weet, Here, dat ons gaan saam met U stap op goue strate. Saam met die woord in die nuwe Jerusalem. Met paleise van grasloop, Here. Ons gaan saam met ander gelowiges wees, Here, en ons gaan die heerlikheid aanskou
en die liefde ervaar soos nog nooit van tevore nie. Maar tot en met daardie dag gebeur, sê ons, hier is ons. En ons is reg vir aanrijding. En ons wag in vreugdevolle afwagting daar. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Net so 'n paar reëlinkies. Vanaand gaan ons aan met woordskool. Volgende Sondagoggend is ons openligdiens. Ons gaan nie hier binne sit nie, ons gaan buite sit. Ons gaan lekker kerk buite hou. En dis ons roosplantdag. Nou vir die wat nie weet nie, rose, ek het nou so 'n paar weke terug tot ek vir julle gesê het, die Here het op my hart gelê dat ons plant rose, ons gaan weer rose hier voorplant. Ek het gesit en wag beweeg tussen rose en lavendel en die Here het op my hart gelê spesifiek vir rose. Daar het 'n roos in die weddingkie opgekom sonder dat enigiemand hom geplant het, en hy is besig om te blom. En ek het gaan kyk en rose is simbolies van vreugde. Amen. Rose is simbolies van hoop. Maar rose is simbolies van hernuwing. En toe ek dit lees en ek sien, het 'n roos opgekom en hy blom. En het ek die Here die regte ding gegee. Ek het reg gehoor dit. En soos ons volgende week die rose gaan plant, dis simbolies van hernuwing wat besig is om te gebeur. Hernuwing in ons lewens, hernuwing in ons gesondheid, hernuwing in ons verhouding met die Here, ook hernuwing in hierdie gemeente. Amen. Ons sit in afwagting om te sien wat die Here gaan doen. Ons is baie opgewonde om te sien wat hy besig is mee. Hy is besig met groot goed en weet, as ons kyk na alles, hy werk baie hard. En daar is baie daar wat ons sit en die Here snaak is tot ons. Hy verbaas ons so eintlik met wat hy doen. So volgende week is ons buiteligdiens en ons gaan nagmaal hê volgende week. Ons gaan sommer lekker spesiale diens doen volgende week. Om regtig iets anders te wees. Ek het 'n spesiale woord van die Here gekry vir volgende week. Dit is om te hoop teen